Die bittereinders. Baie welkom by ons laaste Pinksterdiens. Sommer van die begin af net sê, baie dankie vir almal wat sop gemaak het en dit gebring het en broodjies gebring het. Dit lyk regtig feestelik daar binne. Ons gaan almal baie lekker kuier saam na die tyd. Maak seker jy eet genoeg dat jy vir 2 weke sooibrand het. Asseblief, ons gaan lekker saam kuier na die tyd. Dan wil ek ook net 'n oomblik vat. Wilna, wil net vir jou ook sê baie dankie vir die week se orgelbegeleiding. Dat jy so deurgejaag het elke aand. Ons sal dit weer volgende jaar aan jou doen. Baie dankie. En dankie dat julle gekom het. Dankie dat julle ook gedeel het in hierdie verrigtinge. Kom ons sê ook dankie vir die Here dat ons hier kan wees. Here, so in die einde van 'n Pinksterreeks voel dit asof dit so vinnig gegaan het. Maar Here, ons besef dat ons ook op 'n manier soos daai eerste gemeentes dag na dag na dag, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en nou Donderdag by mekaar kan kom hier in die kerk. Gee Here dat ons, waar ons hier vanaand is, ons harte sal oopmaak om die woord te ontvang. Maak ons gedagtes leerbaar. En gee Here dat ons ook sal leef uit U lig wat in ons lewens straal. En Here, seën ook dan die voedsel in ons liggame wat ons later saam gaan geniet. Seën ons samesyn dat ons in die warm gesprekke met mekaar ook iets van U teenwoordigheid sal ervaar. Dat ons in alle eenvoud en met blydskap ook op so 'n manier nader aan mekaar kan leef. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die belofte van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Handelinge 3 vers 1 tot 26. Terwyl die man aan Petrus en Johannes bly vashou, het die hele volk stom geslaan om hulle saamgedrom in die pilaargang bekend as die pilaargang van Salomo. Toe Petrus dit sien, het hy die volk toegespreek: Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle ons aan asof ons hom deur ons eie krag of godvreesendheid laat loop het? Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het sy diensknegt Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, al het hy beslis dat hy vrygelaat word. Julle egter het die heilige en regverdige verloon en geëis dat 'n moordenaar vir julle begenadig word. Maar julle het die leidsman tot die lewe doodgemaak. God het hom uit die dood opgewek. Daarvan is ons getuies. Dit was op grond van geloof in die naam van Jesus dat sy naam hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak het, en die geloof wat deur Jesus kom, het in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkomme genesing aan hom gegee. Ons het oor die afgelope 4 aande het ons gekyk na Handelinge 2, wel die afgelope 3 aande ten minste. Ons het gesien hoe die Heilige Gees God openbaar aan mense. Ons het gesien hoe die volk daarop reageer, hoe hulle bekeer, hoe hulle gedoop word en hoe hulle by die gemeente gevoeg word. Ons het gesien hoe die Heilige Gees mure afbreek tussen mense. Mense wat nie om dieselfde tafels gesit het nie, wat in verskillende groepe was, wat uit een kant gesit was op die samelewing, kan nou verenig word by mekaar. In Handelinge 3 begin die gedeelte, hulle is daarso in Jerusalem, daar by die tempel. Daar is 'n verlamde man en dit gebeur dat dit wil voorkom dat Petrus hulle hierdie man genees het en hierso staan die mense verwonderd en kyk na Petrus hulle. Dit is interessant, met dieselfde, as ons teruggaan na Handelinge 1, kry ons dieselfde apostels wat op hierdie manier verwonderd staan en na die hemel kyk toe Jesus opgevaar het na die hemel toe.
En die twee engele vir hulle sê, wat staan julle en kyk so vir die lig? Dieselfde Here gaan net so terugkom. Net so konfronteer Petrus hulle hierso, die Israeliete, en sê, maar hoorie, wat staan julle so en staar na ons, asof ons hierdie uit eie mag gedoen het? Kan julle nie sien dat alles wat gebeur het is 'n gevolg van die Heilige Gees nie? Dat dit God is wat hierdie dinge doen. En ek dink baie keer kyk ons 'n bietjie vas in die tekens, nê. Al die tekens rondom ons, maar ons vergeet van die God wat agter die teken is. Dis my interessant, laat my nou dink, ons het ek dink ons is van die kerktradisies wat minder tekens en simbole het in ons liturgiese ruimte. As jy gaan vergelyk met die ortodokse en die katolieke kerk, en laat my dink aan die storie van die seentjie, sy maatjie kom kuier by hom vir die naweek. Hy's in die NG Kerk en sy maatjie is in die Griekse ortodokse kerk. Ek weet nie hoe dit werk nie, hulle is seker in een van daai privaat skole met die naam Saint in die begin, maar in elk geval, hulle eindig op by mekaar, maatjies, en die Griekse ortodokse maatjie gaan saam met die NG Kerk maatjie kerk toe die sonnagoggend, en toe hy so instap in die kerk, en hy sê, is julle beroof? Toe hy nie al die tekens en goed sien nie. Ek dink baie keer dan sien ons die tekens, ons sien die kruis, ons kyk en ons sien die doopvond daar, ons sien die nagmaalbeker daar. Maar ons moet onthou, hierdie is tekens wat gaan oor 'n baie groter stuk genade, tekens van 'n nuwe verbond, 'n nuwe verbintenis en 'n aandeel in Christus. En dan gaan Petrus later en hy sê, maar wat die getuienis is, wat dit is by essensie waarvan ons getuig, nie net wanneer ons praat oor hierdie goed nie, maar wanneer hierdie tekens gebeur, dan getuig die teken van een ding en een ding alleen, en dit is dat Jesus gekruisig is, en dat God hom opgewek het. Dit is die essensie van hierdie getuienis. Petrus verwys hierso na Jesus toe met 'n baie interessante term, die verhewe diensknegt. En dit is interessant, wanneer hy hierso met die Israeliete praat, is daardie woord word ook gebruik wanneer daar na Moses verwys word op baie plekke in die Ou Testament en so ook na baie van die profete. Dit is figure, noem dit maar heroes in Israel se geskiedenis wat nie geleef het vir hulle self nie, maar wat tekens gedoen het deur God, wat geleef het in diens van God. So wat Petrus hierso doen, is hy sê in alles hier wys ons terug na Jesus toe. Dit wys terug na Jesus toe. Dis my interessant, toe ek nou dink aan hierdie mense wat nou so staan en kyk na die verlamde man wat nou opstaan en loop en so verwonderd is oor Petrus hulle en sy reaksie is soos van, maar hoekom is julle so verwonderd, nê? Kan jy nou dink 'n drag race tussen 'n City Golf en 'n Formule 1 kar. En die Formule 1 kar wen by 'n myl en almal is so verwonderd en verbaas oor hierdie Formule 1 kar wat die City Golfie gewen het. Natuurlik. Ek meen, kyk wat ry die ou. En ek kry so hierdie prentjie van hierdie wonderwerk wat hier gebeur. En Petrus is soos, maar natuurlik, hoekom maak dit nie veel sin nie? Kyk keer wie ons hierdie doen. Hy sê dit is die God wat julle ook kan bid. Sy diensknegt wat hier was. Hierdie wat hier gebeur sê vir ons dat alhoewel Pinkster hierdie fees is wat so ver in die geskiedenis in teruggaan, wat nuwe betekenis gekry het natuurlik vir die vroeë kerk, vir die eerste gemeentes, vir die nuwe Christene. Is dit nie net iets wat in die geskiedenis daar vasgevang is, 'n eenmalige gebeurtenis wat gebeur het en ons kan terugkyk na daai gebeurtenis en dit onthou nie. Want eintlik alles wat daarna gebeur het, selfs ons wat hier vandag sit, is 'n produk daarvan, is 'n gevolg daarvan. Hierdie era van die getuienis waarin ons leef, en wat is daai getuienis? Dit is Jesus is gekruisig en God het hom opgewek uit die dood.
En dit wat daarna gebeur is 'n gevolg van dit. En dit is by essensie waaroor die getuienis gaan. So dit gaan nie oor die teken nie. Dit gaan oor dit waarvan die teken getuig. En wanneer ons dit van toepassing wil maak op ons eie lewens, dan moet ons onsself afvra, maar dit wat ons doen, wys dit terug na Jesus toe. Roem ons self daarop, kyk ander mense ook verwonderd oor die dinge wat ons regkyk, of sien hulle God raak in dit wat ons doen. Dit is uiteindelik waaroor dit moet gaan. Ons moet die hele tyd terugwys na Jesus toe. Ek het toe ek op universiteit was, toe gaan ek saam met NG Universiteitsoordse studente op 'n Botswana fietstoer. Dis basies presies wat dit is. Ons het op fietsse geklim en Botswana toe gery. En dit was veronderstel om 'n uitreik te wees. En ek op 'n dag so aan die einde van die dag toe kom wys een van die studente nou vir my al die foto's wat sy nou geneem het, al die kindertjies en so aan. En ek vra vir hoekom het jy die foto's geneem? Nee, want dis nice, dis mooi. Ons moet so vir mense gaan wys. Dus ek sê maar hoekom het jy die foto geneem? Wat sê dit van, wat is die naam van daai kind wat in hierdie foto is? Weet jy wat haar naam is? En dit was my so half vreemd geweest. Ons kom vanuit hierdie posisie van, ek noem dit maar Christian privilege, nee, waar ons neerkyk op iemand voordat ons besluit ons gaan getuig by hulle. Eers wanneer ons besluit het, goed, jy het Jesus nodig, dan gaan ons na daai mense toe, né? En ons kom by die mense wat in 'n informele nedersetting bly en ons speel met die kinders en hulle almal, toe ons nou gaan saam eet, bid hulle almal in hulle eie taal en sing Christelike liedjies. Groot Christenhuise groot word. Maar ons het besluit nie, ons is hier om te kom en te kom getuig. Daarom is dit belangrik dat enige posisie van getuienis moet kom vanuit 'n plek van nederigheid. En hierso praat Petrus van die diensknegt, die verhewe diensknegt, die Jesus Christus is, wat gekom het en kom getuig het van die lig, soos wat Johannes ook vertel. Nie op homself te roem nie. En dit is waaroor dit gaan daar, om diensbaar te word, om jouself min te maak. Dit is waarin die getuienis lê. Wat dan interessant is die gesprek wat Petrus dan nou het met mense daar in Israel. Ek dink jy kon die spanning met 'n mes sny. Want hy kom en hy sê, maar dis julle wat hom doodgemaak het. Julle het hom doodgemaak. En hy konfronteer hulle so reguit en direk met hulle sonde eintlik. En dit is belangrik dat wanneer ons praat oor die werk van die Heilige Gees, dan moet ons nie dit uit die oog uit verloor nie. Ek dink wanneer ons praat oor die Heilige Gees, het ons baie keer hierdie prentjie in ons kop van dit gaan oor 'n geestelike ervaring. En sonder om enigiets daarvan af weg te vat, moet ons kyk wat hier gebeur. Daar's 'n konfrontering wat plaasvind. Hierdie mense word gekonfronteer met dit wat hulle gedoen het. Hulle word gekonfronteer met hulle sonde, met boosheid wat in hulle harte is. En dan is daar amper half hierdie konflik wat Petrus uitwys en op die tafel sit en sê, julle het hom doodgemaak, maar God het hom opgewek. Julle sonde, julle boosheid het nie die laaste sê gehad nie. God het hom opgewek. En dan wys dit terug na die verlamde man. In daardie tyd het die mense in Israel geglo dat as jy liggaamlike gebrek gely het, dat dit is as gevolg van jou sonde. Dat dit is as gevolg van iets wat jy of jou voorouers verkeerd gedoen het. Jy is onrein, jy word nie eers toegelaat om in die tempel in te gaan nie. Jy moes bedel, jy kon nie geld maak nie. Jy was 'n randfiguur in die samelewing, jy was eenkant, jy was uitgestoot. Maar die sonde gaan nie die laaste sê nie. Julle het hierdie man wat verlam is uitgestoot, buite kan die tempel gesit, hom verklaar as onrein. Maar God kom en hy genees hom.
Hy maak hom rein, hy maak hom skoon. God het die laaste sê hierin. Wat gebeur met hierdie verlamde man is jy net vaskyk in die teken van die genesing nie. Hy kry 'n nuwe identiteit. Hy word iemand wat nie meer gesien word as onrein of net as 'n sondaar nie. Hy kry 'n nuwe status in die samelewing. Sy hele menswees verander. Hy kan uitgaan, hy kan gaan werk. Hy kan God aanbid, loof en prys. Die Heilige Gees kom maak van ons nuwe mense. Dit transformeer wie ons is. Dit gee vir ons identiteit. Nie die wêreld nie. Ons dink baie keer die wêreld kom wil vir ons kom sê wie ons moet wees en wat ons moet ry en waar ons moet bly en wat ons moet doen en wat ons moet eet en wat ons moet drink. En dat dit ons identiteit is. Nee. God kom gee vir ons identiteit. Hy kom sê vir ons, julle is my kinders. Ek is julle Vader en dit is wie ons is en ons moet gaan en gaan getuig daarvan. Dis die eenvoud daarvan. Ons het gister gepraat oor die eenvoud. Die eenvoud van om 'n gelowige te wees is om te gaan en te gaan getuig in wat ons doen. Dat dit wat ons doen 'n teken is wat terugwys na Jesus Christus toe. Dis wonderlik dat ons in hierdie gedeelte sien dat die Heilige Gees ons konfronteer met die realiteit van die sondige natuur wat ons wil wegvat van hierdie identiteit af, wat vir ons 'n leuen wil vertel. Dit kom en dit kom stel 'n klomp goed bloot, goed waarvoor ons wegkruip. Toe ek 'n kind was, het ons nog wegkruipertjie gespeel. Dink ons was die laaste generasies wat nie selfone gehad het as kinders nie. So ons het nog buite gespeel. Tok-tokkie, wegkruipertjie, bok in die hok. Dink as vandag se kinders dit hoor dan dink hulle dis 'n jagtrip. 'n Wegkruipertjie was presies dit gewees. Jy kruip weg. Jy kruip weg dat die persoon wat jy moet soek jou nie kan kry nie. En dink baie keer dan doen ons dit ook maar in ons geloofslewens. Ons kruip weg vir die dinge waaroor ons skaam is vir God, maar hier sien ons hoe dit ontbloot word. Ek dink dit is belangrik dat ons erns daarmee moet maak om te sê, maar dit is my gebrek. Dit is die ding waarmee ek sukkel. Dis die lyding wat ek saam met my ronddra. Dis die spyt wat ek saam met my ronddra. Sien, Petrus was nie bang gewees om hy wil nou nie 'n ongemaklike situasie hê nie. So kom ons verdra nou maar hierdie gedrag. Nee. Jy verdien wat jy verdra. En daar's 'n verskil tussen om verdraagsaam te wees en om dit te verdra wat verkeerd is. Ons moet nie bang wees om dit te ontbloot nie, want dit is waarmee die Heilige Gees ons kom bemagtig. In hierdie tyd kom ons dink oor ons eie lyding, ons eie gebrek, dit wat ons mee wegkruip. Kom ons nooi die Heilige Gees in ons harte in. Kom ons ontbloot onsself aan God en sê, Here, hier is ek, net soos ek is. Daar was nie terme en voorwaardes aan die verlossing nie. Jy kan kom net soos wat jy is. Kom ons word stil.